Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is ons 53ste episode in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ek's besig met ons te gesels oor die krag van God wat in en deur ons werk. Gister het ons gekyk na Efesiërs 3 vers 20 wat sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. En is duidelik hieruit dat God die mag het, en dat hy graag vir ons wil goed wees, en vir ons doen ver bo dit wat ons kan bid of dink, maar hy doen dit in samewerking met ons, want hy het sy krag binne in ons gesit, en nou kry ons toegang daartoe deur geloof. Ek wil vandag hierna kyk uit die eerste hoofstuk van Efesiërs, en ons gaan begin lees hier van vers 15 af, net om 'n bietjie konteks te kry. Efesiërs 1:15 sê, daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, vers 16, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. So hier sê Paulus vir hulle, dat hy gereeld vir hulle bid, en van vers 17 af, vertel hy vir hulle so bietjie waarvoor dit is wat hy vir hulle bid. Vers 17 sê hy, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring van kennis van hom mag gee. Let mooi op sy woordkeuse. Hy bid vir hulle vir wysheid en openbaring in kennis. Hy bid dat hulle sal weet. En ons sal nou kyk wat wil hy graag hê hulle moet weet, maar let net op, dat hy nie bid vir hierdie ding om vir hulle gegee te word nie, maar dat hulle sal besef hulle het dit reeds, en wat dit is wat hulle het. Hy bid vir kennis van dit, nie die krag van dit om in hulle in te kom nie. Vers 18 bid hy dan vir hulle die volgende, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is. Dat hulle sal weet wat hulle roeping is. Elkeen van ons het 'n roeping, en Paulus bid nie dat ons 'n roeping sal kry nie, maar hy bid vir verligte oë van ons verstand, met ander woorde helderheid, dat ons sal weet wat ons roeping is. Want jy kan jou roeping mis as jy nie weet wat dit is nie. Jou roeping is daar, maar dit gaan nie van self gebeur nie. Dit is nie outomaties nie. Jy moet by God hoor wat dit is, en dan moet jy in geloof saam met hom dit uitleef. Verder bid hy in vers 18, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Weereens, hy bid nie vir 'n erfdeel vir die gemeente nie, maar hy bid vir verligte oë van hulle verstand om te weet wat hulle erfporsie is, wat hulle reeds in Jesus het. Dan kom vers 19, en dis hier waar ek 'n bietjie tyd wil spandeer. Hy bid, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Hoor net weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Sy my dalk die kans gee om hierdie uit die Amplified Classic vir jou te lees. And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe. Ek wil dit net weer herhaal. Hy bid nie vir hulle vir God se krag om op hulle neer te daal, of dat God iets kragdadig sal doen in hulle lewens nie. Hy bid so that you can know and understand. Know and understand. What is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe. God se krag is onmeetbaar, onbeperk en oorskry enige ander krag wat ons ken. En daarmee stem ons saam en dit nie 'n probleem om dit te glo nie. Waarmee ons sukkel is dat daardie krag van God in en vir ons is. Dis in en vir ons. Jy het die onmeetbare, onbeperkte en alles oorskrydende krag van God in jou en dis vir jou. En net sodat ons nie enige onsekerheid moet hê oor presies watter krag Paulus hieroor bid nie, gaan hy aan met
na die werking van die krag van sy sterkte in vers 20, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek, is in ons en vir ons. Geliefde disipel van Jesus, as jy hierdie kan glo, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Die woord sê in Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Hier praat hy ook van die gees wat Jesus opgewek het, wat in ons woon. En ek dink as daar in die geskiedenis 'n gebeurtenis was, waar Satan met al sy krag en al sy mag teenwoordig was om iets te keer, dan was dit met Jesus se opstanding. Daarom vergelyk die woord dit selfs nie eens met die krag van die skepping nie, maar met die krag van Jesus se opstanding. En daardie krag wat daar betrokke was, is in my en jou en vir my en jou. Ek en jy het nie 'n gebrek aan krag of autoriteit nie. Ons het dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, want ons het dieselfde gees. Wat ons wel het, is 'n gebrek aan kennis en openbaring van wat ons ware identiteit in Jesus is. En daarmee saam met ons berge en berge se ongeloof in ons. En net om enige onsekerheid uit die weg te ruim, wil ek dit net kategories duidelik maak. Ek en jy het geen krag in en uit onsself nie. Zero results. Hierdie krag wat die woord hiervan praat, is God se krag deur sy Heilige Gees wat ons verkry het by wedergeboorte. Dis deel van wat vir ons bereik is uit genade deur sy kruisdood en opstanding. En hier is die implikasie hiervan. Hoeveel keer het ons al gebid, Here, gryp hier in. Here, genees hier. Here, doen hier 'n wonderwerk. Vader, strek jy hand uit en raak hier of daar aan en verander dinge en omstandighede. En dan gebeur daar niks en dan raak ons gefrustreerd en ons verloor moed, want niks verander nie. En dan raak ons dinge kwyt soos, miskien wil God nie nou iets doen nie, of miskien wil God nie hê dat hierdie siekte nou moet genees nie, of miskien genees God nie alle siektes nie. Miskien moet my huwelik verbrokkel sodat ek nederigheid kan leer. Dit alles terwyl God aan my en jou dieselfde krag gegee het wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En Jesus het vir ons geleer om met ons berge te praat en hulle opdrag te gee om te skuif. En die belofte is vas dat as ons dit sou doen uit geloof, sonder enige ongeloof, sal die berg gehoorsaam wees. Besef jy dat Jesus nooit vir enige siek persoon gebid het nie? Hy het eenvoudig die siekte aangespreek en die persoon is genees. Hy het selfs nie eens vir die dooies gebid nie, maar hulle eenvoudig beveel om lewendig te word. En Jesus is ons model. Vir enigiets en alles in ons lewens en verhoudings met God is Jesus ons model. Hy is ons eersgebore broer. Ons is gebore uit dieselfde onverganklike saad en ons moet hom in woord en daad volg. In 1 Johannes 4 vers 17 sê hy, want soos hy is, en hy praat van Jesus, want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Ek en jy kan in geloof, siekte, storms, berge of watter uitdaging ook al in ons lewens is, aanspreek in die naam van Jesus en dit moet ons gehoorsaam wees. Want as die krag in ons nie vir Jesus in die graf kon hou nie, is daar niks wat daarteen sal kan bly staan nie. Dit is hoe goed God is en hoe goed hy vir my en vir jou wil wees. Glo dit. Here, ek weet hierdie is 'n groot woord en dis nie iets wat ons tradisioneel geleer is nie en dis nie iets waaraan ons gewoond is nie, maar Here, dis u woord. Help ons om tradisie eenkant toe te skuif en vir u Gees die geleentheid te gee om u woord aan ons te openbaar, om u waarhede in ons hart te openbaar. En mag u naam en u koninkryk hierdeur verheerlik word. Amen. Geliefde van Jesus, jy weet, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Jy is welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za
Of jy kan, as jy na ons vorige boodskappe wil luister, kan jy na ons podcast toe gaan by In Jesus Bybelstudie. Ons het ook 'n YouTube kanaal waar ons Sondag preke op uitstuur met die naam van In Jesus Ministry. Onthou maar net, as jy ons Google of as jy een van hierdie name insit, In Jesus is een woord. Shalom.